Hulle sê vir my, julle is oudtyds. Wat is die wat jy doen? En ek sê, nee, ons roek buttons. Julle sê nie buttons, man. Buttons, nee, bra. Ons roek tik. Ek gaan net so vinnig ook, ek weet nie of almal wat hier is my ken regtig nie, net so vinnig my getuienis met julle scan en dan gaan ek gaan vir Dennis vra. Net vir Dennis vra om sy getuienis met ons te deel in vol. Asseblief. So bid so lank jouself in. Ja, jy moet sê waar jy was, wat jy gedoen het. En waar jy vandag is. So, vir die wat my nie ken nie, my naam is Steven. Ek was ook by School of Fire gewees. En vandag is ek iets. So, julle het gehoor, ek was by Fabian hulle in 'n support groep, jare terug. En na dit het ek nog steeds aan gebruik. Met dit wil ek bylaas wat Fabian gesê, dit kan net God wees. Ek was in 'n support groep, daar was iemand daar gewees. Julle is by School of Fire, hier's iemand hier om julle te help. As julle besluit, julle loop die dag, is dit jou eie keuse. Ek het 4 keer geloop van School of Fire af. 4 keer teruggekom. En die 5de keer het ek God gesê, ek verstaan nou regtig waar nie meer nie. En die Here het vir my duidelik gesê, jy het nie ernstigheid nie, jy het nie 'n passie nie en jy het nie 'n visie nie. Ek was in die tronk vir huisbraak en diefstal. Ek het drugs gebruik, ek het drank gebruik, ek het pille gedrink soveel as wat ek kon. Ek het gedrink, ek het gedobbel. Ek was almal weet nou al ek getuig oor, so moenie worry as hulle lag nie. Ek was 'n hoer gewees, soos wat ek te kere gegaan het. Pornografie was vir my kos. Ek het dit gekyk omdat dit lekker was. Ek het dit gekyk om iets te gaan doen. Nee, as jy kan lees tussen die lyne. Ek het dit net gesit en kyk. Want dit is my lekker. Nou, as God my so ver kan gaan uithaal en hy kan my iets maak, hoeveel te meer kan hy dit vir julle doen nie? Julle is nie hierso omdat julle ouers julle gestuur het. En as julle hierso omdat julle ouers julle gestuur het, moet julle julle gedagtes verander om te dink, ek wil hier wees want ek wil nie hê as die hemel oopskeer en die lewendige God is op pad terug, wil ek agtergelaat wees nie. Want as die hemel oopskeer en God sit op sy perd, is dit te laat. Jy kan nie dan op jou knie val en sê, "O, sorry Here, jammer, vergewe my nie." Dis te laat. Dis verby. So ek vra julle, as die Here dit vir my kon gedoen het, as die Here dit vir Fabian kon gedoen het, as die Here dit vir ons kon gedoen het, hoekom gaan hy dit nie vir julle doen nie? Ag julle sê hoekom, want julle wil dit nie hê nie. Daar's nie ernstigheid nie, daar's nie passie nie, daar's nie visie nie. So my motivering aan julle vandag is, gaan sit vandag as ons hier ry, vanaand in julle stilte tyd, hoe laat stilte tyd? Nog steeds 8 uur. Gaan sit in stilte tyd en sê, Here, ek het nie 'n ernstigheid nie, ek het nie 'n passie nie, ek het nie 'n visie nie, ek is hier want ek moet hier wees, ek is gesê om hier te wees. Gee my 'n ernstigheid, gee my 'n passie en gee my 'n visie waar u betrokke is. Want dis wat ek gebid het vir 30 dae lank, vir 'n maand lank, het ek dit gebid. En toe kry ek dit. So dit is lekker, en is lekker om saam met die Here te werk. Julle sal nie verstaan hoe ons vandag gelag het. Ek meen, en is lekker om te dien. Ons was skool toe gewees. Ons planne is nie die Here se plan nie. Ons sou net getuig het by die skool, 'n halfuur het hulle ons gegee. Hulle sê vir ons, hulle is besig met ander programme, ons kry net 'n halfuur. Hulle sê vir ons, deel in, julle gaan na elke klas toe gaan. Ons kry nie die groep nie, ons kry elke klas op daai skool, mag ons gaan getuig het en gaan bedien het. En ons was by die tronk, en die Here is besig om deure oop te maak ook vir Fabian hulle. So, dit is lekker om die Here te dien. Die vraag is, wil jy dit doen of wil jy dit nie doen nie? En as jy dit nie wil doen nie, jy is nie besig om die Here se tyd te mors nie, jy mors jou eie tyd. So ek bemoedig julle,
kry jy ernstigheid by God. Kry jy visie by God. Onthou, ek het niks gehad nie. Ek het niks gehad nie. En God het my alles gegee wat ek het. Alles. So, Dennis, ek gaan vra dat jy vir ons kom getuig en hulle bemoedig deur jou getuienis. Dennis, weet ek, is baie diep uitgehaal. En ek voel rarig, nee, ek gaan nou vertel hoekom, dat hy moet getuig, okay? Stefan het my gebel en gevra, gaan ons getuig of gaan ons nie getuig? Toe sê ek, wat wil jy hê? En toe plak ons maar net gou in by die Here en ons het besluit, Dennis gaan getuig. Ek het nie geweet Dennis gaan getuig tot ek hier kom staan het nie. So Dennis gaan getuig. En ek wil hê julle moet hoor wat hy sê. Ek wil hê jy moet alles getuig. Ek wil hê jy moet oor die ding ook. Alles. Oor die ding. Moet jy praat. Nee, praat daaroor. Ek weet nie meer wat dit ding is. Anders te sê ek van jy was 'n paaldanser. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Nou sien julle, dat is nie 'n goeie ding dat 'n ander ou jou storie vertel nie. Sien julle? Dit kom die Here gesê, hy sê 'n ware getuie red lewens. Nie 'n oorvertelde getuie nie. So Steven, 'n goeiemiddag almal. Dit is vir my 'n groot voorreg om ook vanmiddag hier so te wees. Baie dankie aan almal wat hulle getuienisse gedeel het. Ek het nou so, ja, julle het my nog gegryp en ek het nou daar gesit en ek besef net ons dien 'n magtige God. Ons kom gister hier aan en toe sa om die draai kom sien ek daar staan 'n bussie en ek vra myself, het ek nog reg gelees? Maar daar staan Jesus like jou. En ek dink, ja, ons is mos by die regte plek man. Jesus likes jou. Verstaan julle? So ons is baie opgewonde. Jy weet, Paulus kom in die Korinte, 1 Korintiërs 2:2 en hy sê, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie, maar net oor Jesus Christus, die gekruisigde. En ek sê ek hier so staan, ek hou nie van vir Dennis, hoe sê mens, verkoop nie, maar ek verkoop vir Jesus. As ek om my kyk en ek luister na al die getuienisse, dan hoor ek net Jesus. En dit roer mense hart. Psalm 18 sê, hy verlos my van magtige vyande. Nou, ek het ook eens op 'n tyd 'n vyand gehad. En hy vyand se naam was verslawing. Dit was addiction. En hy vyand het op 'n tyd vir my baie magtig gevoel, totdat hy my verlos het, totdat hy my gehelp het en vir my gewys het dat daar is niks groter as hy nie en daar is niks magtiger as hy nie. Ek raak groot in 'n klein dorpie, Beaufort West, met die naam Beaufort West. My ma en pa gaan deur 'n egskeiding terwyl ek dink is die ouderdom 5, gaan hulle deur 'n egskeiding. En my pa het gesmokkel, nou hy het gesmokkel met wyn en hy tipe goed. Op daai stadium terwyl my ma en my pa deur die skei gaan, onthou ek eendag kom my pa raam met sy manskappe. Ons noem hulle sommer manskappe, sy butlers. En hulle kom daar by ons huis en my pa was baie stubborn. Hy is nou dood, hy en my ma. Maar my pa kom al nou die meubels uit die huis uit. En ek onthou daai dag, myself, ek as die jongs, ons is 5 kinders.
En as ons vernederd, man, wat die ding wat my pa nou doen, die mense kyk vir ons, en ek raak die dag van my pa so kwaad, en ek tel 'n klip op, ek kan onthou, en ek gooi in die rigting waar my pa is, van ek is kwaad, ek is verneder, die mense staan en kyk wat gebeur met hulle, en, maar gewoon nie my pa raak, ek gooi het in een van die kaste, en my pa is daar weg, hy en sy manskappe, en in hy tyd in die area wat ek bly, was baie gangsters. In feite, langs aan my, het gebly een van die gangbase. Nou, dagelijks het die bendes by my langsaan by mekaar gekom, om hulle wapens daar sit te kom steel, kom wegsteek en hulle dwelms daar weg te steek en soms te gebruik. En met die wat ek nou nie 'n pa het, die my ma werk, hy het op daai stadium werk my ma 3 werke. Sy's 'n huishulp, dan werk sy by 'n restaurant as 'n waiter. Dan is daar nog so cha, soos noem ons sommer so 'n cha werkies wat my ma nog gedoen het. Maar alles die goed te doen sy, sodat die 5 kinders wat ek nou ingesluit is, kan survive in die huis. So ons het baie min by my ma in hy tyd gewees van, my ma se lewe was werk in kerk. Verstaan nie, maar ek kan vir u baie, as my ma dit weer kan doen, sal ek sê, ja, sy het haar beste vir ons gegee. Verstaan nie. Maar ek raak betrokke met hierdie ouetjies langs aan my by die huis. Ook van nuuskierigheid, wil ook deur die draad kyk, wat doen die ouens? Dan sien ek net maar die ouens rook en die ouens doen die. En by ons, ek weet nou nie of jy by ELO, hulle praat mos hierdie snaakse tale van salut, pagamisa, vizay, gwalaganzan. En hulle begin, en as die goedertjies begin trek my aandag. En ek is ook, op die einde van die dag, toe sien ek ook, as ek ook so lig, dan is daar ook salut. Hulle ook pagamisa. Dan denk ek ook, auw, ek is by. En so is ek deel van hulle, en ek is ook nog met 'n salut en pagamisa. En ek so begin raak ek betrokken, ek begin gebruik ook toe. Eerstens is ons op die guys, en ek rook ook my sigaret, en ek rook ook my ANC. En na daai is raak ons by mekaar met dagga, en ek begin rook ook dagga. Nou die duiwel is so, die duiwel stuur vir jou likings. Toe die duiwel sien, waar jy begin 'n like van drugs, toe begin hy stuur, en is sommer vir my arsenaal van drugs. So nou stuur hy vir my 'n outie wat nou weer buttons rook. En hy sê vir my massakin, die ding wat jy try is nog lig, slaan hier. En ons is die witpyp, en ons kas aan die pype in. En ek raak toe amptelik nou 'n buttonkop. Ek kry nou 'n nuwe rang, ek is nou 'n buttonkop ook. En van die buttons af begin raak, word ek blootgestel, ek ontmoet 2 vriende van my, hulle is van die Kaap, hulle is 'n tweeling nogal. En hierdie 2 ouens is weer by mekaar met k. En hulle kom daar by ons, en ek vra, maar wat doen? Hulle sê vir my, julle is oudtyds. Wat is die wat jy doen? En ek sê, nee, ons rook buttons. Julle sê nie buttons, man. Buttons, nee, bra, ons rook tik. Tik rook ons. En hulle gryp aan my met tik, en ek is nou toe met tik te doen. Ek is ook nou, en daai tyd toe is daar by ons nou nie lollies nie. So ons moet nou sommer hierdie groot balp vat, en dat is 'n hele dag skier. Die manne wat nou al drugs gebruik het, dat is 'n hele dag skier, om 'n gytjie in daai harde ding te kry. Langs deur die kort, ek is in daai goeters in. En wat toe gebeur, ek begin beweeg, ek het 'n neefie gehad. My neefie is een van die grootste drugdealers in die vicinity waar ek gebly het. Nou julle weet, drugs aangepaard met misdaad. Sien, drugs is, jou kanse vir tronk toe gaan is baie groot. As ek het met weet uit 100 het, as ek 90% gaan jy met die gereg bots. So ek het met die gereg gebots. My neefie is 'n drugdealer, en ek begin 'n skakel vir my onder by my neefie in, en ek begin dink, kom ek koppel hier, van hier loop dinge mooi. En ek het my neefies by mekaar van, daar by my neefies mos so alles. Ek hoef nie so kwaai te gaan skarrel mee nie. Die drugs is aan hier. Koppel net hier. En ek is met my neefie te doen nog, en as ek en my neefie, en ons gaan aan, ons gaat aan. En ek eindig op eerste saak, wat ons vang is 'n gewapende roofsaak. Ek weet nie, het ons te veel drugs gerook, of het ons te veel movies gekykie, maar toe besluit ons wil nou 'n winkel gaan huis. En ons is na die winkel toe, en ons gaan doen die winkel. En ons gaan doen hierdie winkel, en terwyl ons hierdie winkel doen, vang hulle ons. En as waar ek ook nou toe kom leer, die van man vang, man staan is 'n storie. Nee, toe begin ek klim die manne af, en die manne sê, hy die gun gehad, hy die dit gehad, hy die dat gehad. En so beland ek in die tronk, en saam met hulle nou. En die Here kyk saam, maar die een ding van God, hoe is hy likes jou, hy kyk saam.
En ek is in hy saak en hy saak het seker so geloop vir 2 jaar, maar die Here was met my in hy saak. Ons het einde van die dag het die Here dit het hy weggemaak dat ons nie hoef vir dieselfde saak ernstige vonnis te word nie. Maar in my lewe van tronk toe en dan weer uit die tronk uit, van ek is so in die duiwelse web dat dit eintlik 'n liefde begin word om verkeerde goedes te doen. Nou as jy in drugs is, jy is in die wêreld saam met die mense, maar jy is ook in jou eie wêreld. En julle verstaan nie mekaar, daar's altyd konflik want dit lyk altyd vir jou so die mense weet nie waarmee dis jy besig is en hulle weet waarmee jy besig is en jy fokus op jou goed. En ek gaan in die gevangenis en ek raak in die gevangenis ontdek ek nog weer die talletjies wat gepraat word en nou besluit ek sluit nou sommer aan nou by die bendes. En ek raak aan nou 26. Van dit was nie vir my lekker die ander kere wat ek gegaan het, dan moet ek hoor van nou Frans. En dan sien ek 'n Frans het die voorregte hier nie. Toe sê ek sal weer Frans as ek by die tronk is. Ek wil ook iets is. So ek gaan nog maar nou aansluit met hierdie nommers en goed. En so raak ek 'n nommer en ek raak nou 26 besluit ek toe. Van ek hoor toe hulle is die mense wat hou van Shell. En ek sê nee maar dit klink kwaai. Ek gaan maar ry rigting volg die 6. En ek raak 26. En in my groep het ek altyd die ding gehad. Die duiwel het 'n manier gehad om altyd vir my te wil laat voel ek moet voor wees. Nou as jy in die bende wêreld is en jy is in die drug wêreld, dan soek jy mos 'n naam. Nie jou naam Dennis nie. Dennis klink te lig in die wêreld. En ek dink ek moet 'n swaar naam kry jong. Ja, en ek loop en ek hoor eendag ek kyk 'n movie en ek hoor 'n naam en ek sê daai is ek. Diablo. En ek sê ja. En hy naam loop Diablo. En later het ek ontdek en Diablo beteken eintlik duiwel. En ek dink, ja, wat okay, die naam word gevrees en ek vat die naam. Maar ek wil nie vir julle lieg, lank storie kort, my lewe gaan net agteruit. Ek probeer nou vandag miskien vir julle die ding op 'n ligter manier miskien verduidelik. Maar drugs het sy tol. Wat ek kom neem op jou lewe. Daar's 'n tyd waar dit nice gaan, daar's 'n tyd wanneer jy dink jy's in beheer, jy het dit en jy kan relate met my. Want daar's hy tyd waar jy ook mos voel, nee ek rook nie soos die ander rokers nie. Ek rook nie soos hulle nie, ek weet hoe om te rook. Maar dan begin raak jy maar jou broek val af, maar jy sê ook nie ek weet nog hoe om te rook. Maar hy val af, jy verstaan? Jy weet nie meer nie, verstaan jy? Jy weet nie meer nie, jou gesig krimp maar. Ek weet nog ek rook nie soos hulle nie. Tot ek ook maar eendag moes sê, ja maar ek weet reg ook nie meer of ek reg rookie want hoe lyk dit? Verstaan jy? En so die duiwel my afgebreek, die drugs het vir my afgebreek. Tot op 'n stadium wat ek besluit het maar hier sal ek moet stop. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Hier kan ek nie meer verder nie. Van toe begin ek voel vir my ek is besig om mal te raak. Ek hoor goed, ek sien goed en ek raak konstant nie bewus. Al was 'n tyd toe voel ek lyk so 'n klomp polisie wat my dophou. Hier's kameras en goed in die plek wat ek is. Hoe die goed met my kop nou al begin speel het, verstaan nie? En ek besluit toe nee man, ek het die Here nodig. My ma het die Here gedien. Sy het my altyd vertel van die Here, verstaan? So ek het al die verkeerde, het ek altyd geweet, daar is 'n Jesus. So die dag toe ek nie meer weet hoe om te maak, watter kant toe om te gaan nie, toe sê ek myself, kom ek try die opsie wat ek nog nie getry het nie.
kom ek try vir Jesus. En jy weet, ek staan vandag, ek is 15 jaar skoon. 15 jaar. En die Here help my. Die Here haal my uit. Ek onthou, ek het my hart vir die Here gegee toe ek op drug body. Ek het 3 drugpelle gehad. Ek moet net so goed teruggaan. Ek het 3 pelle gehad wat constantly met my gerook het. Die dag toe ek die lolly breek, toe ek sê ek wil die Here dien, toe is daar nog drugs in die lolly. Toe ek die lolly wil laat breek, toe sê een chommy vir my bitter kwaad. Toe sê jy wil die drugs, ons mos nie ons nie. En hy loop uit my lewe uit die dag. En die ander ene sê, nee, maar hy gaan maar saam met my die Here kans gee. En hy probeer ook. Maar lyk met in die pad en hy uitgevind, dis nie vir hom dien nie. Van as ons moet kerk toe gaan, dan was hy altyd 'n storie. Soveel stories te hoor ek nie, hy het nou weer 'n nuwe bediening gekry, sy bediening is stukhuis. Hy dien weer daar. Maar ek leer in hy stadium, leer ek dat, om met die Here 'n pad te loop is 'n persoonlike saak. Om met die Here 'n pad te loop is om bereid te wees om die ou dinge, soos Paulus sê, agter jou te laat. Om te vergeet van wat sê die mense. Om te vergeet van wat sê die mense. Ons is mos mensbewus. Ons is altyd bewus wie sê wat van ons. Maar ek het gekom leer die ene waarvoor ons moet oor die mees bewuste moet wees wat van ons praat. Dis Jesus. Wat sê Jesus van my? Almal kan maar sê ek is 'n failure. As Jesus sê ek is 'n wenner, dan is ek 'n wenner. En daai is wat saak maak. En daai wil ek vandag net met julle los. Jesus het my gehelp. Jesus het my verlos. Ek sê altyd vir ouers as hulle vir ons vra, hoe moet ons maak? Want dit lyk amper so, ouers is soms so hopeloos, so moedeloos. En hulle voel amper, kan jy nie vir hulle medikasie gee nie? Kan jy vir hulle pil gaan sê, weet julle, ek gaan julle seker vir die ding verduidelik, wat jy nie, gaan seker die minste wil hoor. Jesus het my gehelp. Maar hoe? Ek het my hart vir hom gegee. Maar hoe? Ek het begin doen, probeer doen, dit wat hy van my sê. Waar? Ek het dit in die Bybel gelees. Hoe? Ek het die Bybel begin toepas in my lewe, dat ek het dageliks prakties begin toepas, en dit het vir my begin help. The more you get the word of God within you, the more you become God-like. Wat is? Hoe meer jy die woord in jou kry, the more you become His image. So meer woord, meer Jesus in jou lewe. Mag die Here hy gedagtes seën. He's just going to close for us with prayer. So if you guys will just give us a moment. Thank you. Thank you, Prophet. Praise God. Can we just stand quick? Can we stand? Huh? You want me to encourage? Okay. The guy from Joburg. What? Yeah, from Joburg, eh? Yes. Yeah. Who? Stanley. I just want to encourage you is that he that started a good work in you is able to complete it. From your mother's womb, he started with you. There was curses spoken over your life while your mom was pregnant with you. So all of that, we dislodge you today from all of that curses. You will never go back again to where you come from. Amen. You will build up. God will use you as a Nehemiah. God used Nehemiah to build the walls. So He's going to use you to build the walls of His kingdom. There's so much in store for you. Many times you feel alone, but that's God isolating you because God wants to speak to you. God will always isolate to speak to you, to reveal unto you what your next step is. I firmly believe you're not going to be here for long, but you're going to travel the world. So get your passport ready. The world out there, there's millions of people dying, so God wants to use you. So get your passport ready, because I see you traveling the world to minister the word of God. Can we? To the other guys and girls. Drugs doesn't look for color. Drugs doesn't look for where you come from. Drugs is no respect of person, or color, or creed, or belief. If drugs wants you, the devil wants you, he's going to take you. He's not going to ask permission, right? Yeah. But Jesus, He's the one that gives you a choice. He's a gentleman. He's the type of father that we long for. So for those that hasn't got a father, that walked away out of your life, forgive your father, release him, let him continue what he wants to do, as long as you forgive him, so that God can forgive you. Mark 11:25 says, if you don't forgive, God won't forgive you. So if you look in the mirror today, look at the workmanship
of what God did. Every one of us is made in the image and likeness of God. And you are beautiful. Don't let anyone tell you that you're ugly. God doesn't create junk. Let's pray. Father, in the name of Jesus, what an awesome privilege that we can, Father God, represent you, Father. Your word declares, let us make man in our own image and likeness. And your word, Father God, we thank you now that we will present the image, Father God, truthful, in Jesus' name. We thank you for these people, these precious, beautiful people. I also it will strengthen them, Father, in the name of Jesus. I also it will reveal unto them their destination as to where they're going to, Father. I thank you now that according to your word, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord, Father. That their knee will bow, their tongue will confess that Jesus is Lord. Father, we thank you that they will never have the desire to go back to drugs again, Father. We dislodge them from every drug addiction. We dislodge them, Father God, from alcohol addiction. We dislodge them from anger, frustration, bitterness, and unforgiveness, Father. So we thank you for that. As we present them to you, we thank you right now that they will feel and experience your love, your unconditional love, Father God, because you sent your only Son, Jesus Christ, to die for each and every person on this planet, Father. And we thank you that you are no respecter of person. You don't look to color, you don't look to creed, but you love each and every one of us with that agape love, Father. And we thank you for it right now. Protect this place, protect everyone, Father, protect their families even, in Jesus' mighty name. Amen. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou is ook gap seisoene dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.